Familie, die tema van my boodskap vanoggend is Christus se orde skep verandering. Nou ek wil hê jy moet baie mooi kyk na daai sambreel. Dit is die orde van God in 'n huis. Daar staan Christus eerste, dan die man, dan die vrou, dan die kinders. Dis God se orde daardie. En vanoggend wil ek vir die man sê, as jy orde nie in jou huis heers nie, dan is dit jou verantwoordelikheid om seker te maak dat dit so sal wees. Maar ek wil ook vanmôre vir jou sê, die feit dat die man bokant die vrou aangestel is, beteken nie dat sy is jou slaaf nie. Dit beteken sy staan nie onder jou arm styf teen jou hart. En sy saam met jou. Dit beteken dat jou voorbeeld vir jou huisgesin maak dat jou vrou en jou kinders jou wil volg na Jesus Christus toe. Dis wat dit beteken. Want die Bybel sê vir ons, die man moet sy vrou lief hê, soos wat Christus die lippe hang lief het. Ek gaan dit nou vir jou lees. Maar daar staan nêrens die vrouens moet hulle mans lief hê nie. Maar kyk julle my vreemd aan. Maar dit sê ons moet vir ons mans onderdanig wees. En onderdanig beteken nie 'n stok dat jy my slaan en sê, jy sal nie. Weereens onderdanig beteken, ons moet onder hulle arm staan, styf teen hulle harte. En ons moet hulle harte ken, sodat ons as vrouens hulle lewe in die huis makliker kan maak. Preek ek sommer vir die vrouens ook vanoggend. As jou man moeg van die werk afkom, moenie al die kinders se stoutigheid onmiddellik vir hom gaan neergooi en sê, kyk wat het gebeur, en kyk dit, en daai ding het gebeur. Moenie dit doen nie, asseblief moenie dit doen nie. Maak vir hom 'n lekker koppie koffie, as dit 'n gesels met hom en vra vir hom eers, hoe was jou dag? Dat hy so 'n bietjie aflaai, ja kyk vir haar, dat sy 'n bietjie aflaai en stil raak, en laat hy rustig raak, en dan gaan hy sê, my vrou, hoe was jou dag? Maar dan kla en murmureer jy nie by hom nie, susters. Hy gaan sit langsom en jy hou sy hand styf vas, en jy maar seker die TV is af en sy selfoon is neergesit, sodat hy jou in die oë kan kyk. Gee 'n bietjie huweliksberading vanmôre, né? Hy moet jou in jou oë kyk voordat jy praat, anders gaan hy niks onthou nie. Die grootste probleem wat vrouens my kom sê, is hulle mans hoor net wat hulle wil. Maar soms moet jy nie vir hom kyk nie. Jy moet vir hom kyk in sy oë, dan gaan hy die regte goed te hoor. En dan gaan hy jou hand nooit los die res van die aand nie. Familie, ek wil 'n bietjie met die man se môre praat oor, en ek wil julle vat na 'n man wat baie tyd met die Here spandeer het. En baie gesien het saam met die Here, en baie ervaar het saam met die Here, en hoe dit sy lewe verander het. Ons gaan eers lees uit Romeine 12 vers 2 volgende. En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Die volmaakte en goeie wil van God. Maar hy begin met, word nie aan die wêreld gelykvormig nie. My broer, jy moet nie lyk soos die wêreld se mans en die dinge doen, wat mans doen wat nog nooit Jesus aangeneem het, as saligmaker en verlosser nie. Jy moet uitstaan. In jou werk, in jou huis, waar jy ry, oral waar jy kom, moet jy uitstaan. En ek gaan met julle vir 'n bietjie stap saam met Petrus. Nou ons almal weet wie Petrus was. Petrus was hy voortvarende visserman. Kom ons kyk in Matteus 4 vers 19, wat sê dit vir ons heel eerste? Jesus het aangestap gekom. Petrus en sy broer was besig om vis te vang. En Jesus het vir hulle gaan staan en hy het vir hulle gekyk en gesê, kom agter my aan en ek sal julle vissers van mense maak. Nou dink net in daai oomblik, hierdie ou vang vis, dis al wat hy ken. Hy ken geen ander lewe as visvang nie. En nie kom 'n man na hom aangestap, en die oomblik toe hy die man sien, toe besef hy, maar hierdie man is anders as enige ander man wat nog voor my gestaan het. En toe hierdie man wat voor hom staan vir hom sê, kom agter my aan, en ek sal jou vissers van mense maak, toe los hy sy werk net so en hy draai om en hy stap na Jesus toe. In 'n ongekende lewe, en hy het geen idee gehad wat Jesus gaan doen nie.
Hy het geen idee gehad wat gaan aan nie, want onthou, daardie tyd het die volk die Messias verwag as hy die ruiter op die wit perd wat gaan kom met 'n swaard in sy hand en gaan oorlog maak. Hulle het nie 'n man verwag wat by die vissers gaan stil staan en sê kom agter my aan nie. Glad nie. Maar Petrus stap agter Jesus aan en hy begin 'n pad saam met Jesus stap. Matteus 8 vers 14 tot 17. Kom ons kyk wat gebeur daar. En toe Jesus in die huis van Petrus kom, sien hy sy skoonmoeder lê siek aan die koors. En hy het haar hand aangeraak en die koors het haar verlaat en sy het opgestaan en hulle bedien. En toe dit aand geword het, het hulle baie na hom gebring wat van duiwels besete was en hy het die geeste met 'n woord uitgedrywe en almal wat ongesteld was, het hy gesond gemaak. Sodat vervul sou word wat gespreek is deur Jesaja die profeet toe hy gesê het, hy het ons krankhede op hom geneem en ons siektes gedra. Nou ek weet daar's baie van die manne wat 'n slegte beeld van jou skoonma het. Hier kom die waarheid nou uit. Maar weet jy dat toe Petrus Jesus na sy huis toe vat, toe sien hy hoe Jesus optree teenoor mense. Hy sien dat Jesus het gesien sy siek en hy het aangeraak en gesond gemaak. Broers, ek wil vanmôre vir jou vra, as jy in mense se huise instap, en as mense wat siek is, en jy weet, jy is 'n kind van die lewende God, dieselfde gees wat Jesus uit die dood uit opgewek het, leef in jou, bid jy nog vir die siek mense? Nou voorbeeld. Volg Jesus se voorbeeld. Jesus het al hierdie goed gedoen, so Petrus moes gesien het wat hy doen, sodat Petrus, wanneer Jesus opgevaar het, sy voorbeeld kan volg. En vandag is dit vir ons opgeteken, as jy 'n huis inkom, en as mense wat siek is, dan bid jy vir hulle. Jou voorbeeld. Matteus 14 vers 31. Hulle sit in die vissersbootjie, daar's 'n storm. En hulle weet nie wat gaan aan nie, hulle kyk op en hulle sien, daar kom iemand aangeloop. En hulle is bang. Die grootste siekte van ons tyd, vrees. En hulle sien dis Jesus, en Petrus sê, maar Jesus, kan ek ook op die water loop? En Jesus sê, kom stap na my toe. En Petrus klim uit die skei uit en hy loop op die water na Jesus toe. Maar toe Petrus sy oë van Jesus afval en hy sien die storm om hom, toe begin hy sink. En Jesus het dadelik sy hand uitgesteek en hom gegryp en vir hom gesê, klein gelowige, waarom het jy getwyfel? Familie, vanmôre gebeur dieselfde met ons elke dag in ons lewe. Ons weet Jesus loop op die storm. Ons weet hy's binne in ons storm. Maar ons haal ons oë van hom af en kyk na die water en dan sink ons. As gevolg van ons klein geloof. Maar net soos Jesus vir Petrus gegryp het, dat hy nie moet verdrink nie, is dieselfde wat hy met my en jou wil doen. Hy wil ons gryp en sê, kom, nee, jy hoef nie te verdrink nie, want ek is al klaar bo op die water saam met jou. Ek is klaar in die rivier saam met jou. Ek is klaar in die tsunami saam met jou. Kyk net na my, hou aan na my kyk. Broers, in jou huishouding, wanneer 'n krisis jou slaan, wanneer jy jou werk verloor het, wanneer jou koskaste leeg is, wanneer jou kinders rebels is, wanneer jou vrou moeilik is, waarna kyk jy? Kyk na Jesus. Vat jou voorbeeld van hom af en sê, ek gaan nie toelaat dat hierdie situasie in die huis my huis verwoes nie. Ek is die man van die huis. Ek gaan staan op die woord van God en ek gaan Jesus se hand vat en hy gaan vir ons die deurdra. Matteus 16 vers 15 tot 16. Jesus en sy disippels sit daar en allerhande vrae word gevra. En hulle vra, maar Jesus, wie is jy eintlik? Want ons verstaan nie regtig wat jy kom doen het hier op aarde nie. En hy kyk na sy disippels en hy sê vir hulle, maar julle, wie sê julle is ek? Die mense wat elke dag saam met hom loop. Die mense wat sien hoe hy siek is gesond, maar krepeel is genees, duiwels uitdryf. Die mense wat hoor hoe hy praat van die woord van God. Die mense wat sien hoe hy vroegoggend uitgaan en gaan bid en met die Vader praat. Wie sê julle is ek? En Simon Petrus antwoord en sê, U is die Christus, die Seun van die lewende God. My broer, kan jy vanmôre ook sê, ek ken Jesus Christus, die Seun van die lewende God. Ek is al deur die Seun na die Vader toe. Want jy kan nie op 'n ander manier by die Vader uitkom nie. Kan jou vrou, wanneer sy na jou kyk, sien dat Jesus in jou lewe is?
Kan jou kinders dit sien, wanneer hulle na jou kyk, jou gedrag, jou reaksie in die kerk? Jou kleinkinders, jou vriende. Kan hulle sê, dat ja, ek weet, hierdie man weet, Christus is die seun van die lewende God, want ek sien dit in sy lewe. Ons gedrag moet baie harder spreek as ons woorde. Jy moet by 'n vertrek instap, en wanneer iemand vloek, moet hulle jou kyk en sê, ekskuus tog, ek is jammer ek gevloek. Dan gaan jy het niks gesê nie, maar die lig in jou, het vir die verkeerd in hulle laat jammer sê. Dis hoe dit moet wees. Jy moet by 'n plek instap en dan praat mense negatief en hulle is kinder. Dan sê jy, weet jy wat, ek het gister gehoor dat die Here is lief vir ons almal. En ek het gehoor dat skinder is een van die dinge wat God haat. Ons moet eerder die vrug van die Gees in ons lewe hê. Dis hoe jy die atmosfeer en gesprekke verander. Wanneer die woord by jou mond uitkom. Daar het Petrus die waarheid gepraat. Die Heilige Gees het vir hom gesê, Christus is die seun van die lewende God. Matteus 26 vers 34. Petrus en Jesus het weer 'n gesprek en Jesus sê vir hom, hy gaan sterf en Petrus sê, nee Here, u mag nie sterf, dit kan nie gebeur nie, dit gaan nie gebeur nie. En hy sê, Here, ek sal altyd by u bly, ek sal nooit van jou weggaan nie. En Jesus sê vir hom die volgende, voorwaar, ek sê vir jou in hierdie nag, voordat die haan gekraai het, sal jy my 3 maal verloon. En Petrus sê, ek sal dit nooit doen nie. Maar ons weet, Petrus het Jesus verloon. En hy het buitentoe gegaan en bitterlik gehuil. Moet ons self nie partykeer in ons loop en ons wandel in die lewe so 'n bietjie terugstaan en sê, dit wat ek nou gesê het, dit wat ek nou gedoen het, verheerlik ek die Here daarmee of het ek Jesus verloon? Ons moet onsself toets daaraan, familie. Dit moet nie nodig wees vir iemand anders om dit vir jou te kom sê, hey, wat het jy nou gedoen nie, want die Heilige Gees sê vir jou. En ons moet onsself toets daaraan, en wanneer ons besef, maar ek het nou verkeerd gedoen, ek het Jesus verloon, gaan huil, maar gaan terug na die Here toe. Moenie weghardloop van hom af nie. Die Here wys my verlede week 'n prentjie, terwyl ek hier voor die mense staan en bedien, hy sê, wanneer 'n pa in 'n huisgesin dissiplineer, en dis 'n pa se plig, hy moet sy kinders dissipline en liefde gee, dis sy plig. Wat gebeur as 'n kind kwaad gedoen het? Hy haal sy belt af en hy gee hom 'n goeie pak slaag. Dit was al in die goeie ou dae, ek weet nie of dit nog gebeur nie. Ek hoop dit gebeur nog. Hy gee hom 'n goeie pak slaag, maar nou is party paas gaan verder en sê, vat jou goed en trek uit my huis, ek wil niks met jou te doen nie, gee pad. God is nie so 'n pa nie. As ek en jy hom gefaal het, hy maak nooit sy arms toe nie. Sy arms by die hele tyd so. En hy wag dat jy terughardloop in sy arms in, as jy hom verloon het. Want dis al wat hy wil hê jy moet doen, hardloop terug na hom toe, en dan druk jy jou net weer so 'n bietjie styf vas en sê, dis okay. Ek is nog altyd hier vir jou, ek sal jou nie verloon nie, ek sal jou nie verlaat nie, ek sal nie weggaan van jou af nie. Maar Petrus het dit gedoen. En weet jy broers en susters, ek lees in die geskiedenis, Matteus 26, eers by Matteus 26 vers 75. En dadelik het die haan gekraai en Petrus het die woord van Jesus onthou wat hy vir hom gesê het. Voor die haan kraai sal jy my 3 maal verloon. En hy het buitentoe gegaan en bitterlik geween. Ek lees in die kerkgeskiedenis dat nadat Petrus daar was en die dooping in die Heilige Gees ontvang het en hy het begin om te bedien in Israel, elke keer as hy 'n haan hoor kraai het, het hy begin huil. Want hy het onthou wat gebeur het. Elke keer. Al het Jesus nadat hy opgestaan het, gaan sê vir my disippels en ook vir Simon Petrus, ek het waarlik opgestaan. Jesus het dit nie teen hom gehou nie. Jesus het hom dadelik vergewe. Niks teen hom gehou nie, maar hy het dadelik elke keer as daar 'n haan kraai, het hy gehuil. Nou ek wil vanmôre vir ons broers sê, as daar 'n situasie in jou lewe was wat vir jou sleg was, en jy dat die Here toe gevat en jy het hom gelos, soos 'n klip of soos 'n vergifnis, gaan die Here jou vergewe en hy gaan jou las dra, maar die vyand gaan dit hier in jou kop probeer wil insit. Hy gaan vir jou sê, onthou jy daai dag? En dan moet jy vir hom sê, ek onthou dit nie, want die Here het my vergewe, dis weggewas, ek is skoon, dis gewerp in die diepte van die see, niemand kan dit daar uitdaan nie, wyk Satan.
Dis al wat jy sê. Want baie keer laat mans toe dat die herinnering van die verlede hulle weer aftrek om terug te gaan in daai verlede toe. Want mans is anders as vrouens. Mans is anders te gemaak as vrouens en is verskriklik wonderlik. Dit is hoe dit moet wees. Mans dink in boksies, ons is soos 'n wifi netwerk wat net so gaan. En man klim van die een boksie na die ander boksie en wat wonderbaarlik is, want imagine as hulle soos ons gedink het. Dit sal met die mekaar spul gewees het. En mans is 'n voorsiener in 'n huis, en 'n mans is vir dissipline, en 'n man is vir oppas, en vir kyk dat jy nie iets oorkom nie. As ek net in die aand 'n bietjie na donker terugkom, dan bel my man, my vra my, waar is jy, is jy okay? Want hy's bekommerd oor my, dis in sy DNA, mans om te kyk, dat alles moet reg gaan, is die deure gesluit, is alles reg gaan, sluit ek eers die deure, dan sluit hy die deure en sê, nooi, jy moet versigtig wees. Maar die vyand kom baie keer in die manne se koppe in, en sê vir hulle, nee man, los hierdie dinge uit, jy sal dit nooit kan doen, jy is nie goed genoeg, jy gaan dit aan. En baie mans val in daai put. Dan gaan soek hulle hulp by alkohol, nikotien, dwelms, ander vrouens. Broers, ek wil vanmôre vir julle sê, jou hulp is van die Here. Moenie toelaat dat jou verlede, of iets wat in jou hede gebeur, jou wegdryf van God af nie. Jy is geplaas in jou gesin vir 'n doel, en 'n tyd soos vandag. Ons praat te veel oor die goeie ou dae, maar God het ons vandag hier gesit vir vandag. En in hierdie tyd om hier iets te kan bereik en ons doel op aarde nou te kan bereik. En ons moet gaan saam met dit en ons moet stap saam met dit. En ons moet nie terug verlang na die goeie ou dae nie. Ons moet sê, Here, U het vir ons 'n hoopvolle toekoms. En jy bly stap na daai toekoms toe, jy draai nie terug na die verlede waar dit miskien lekker was nie, maar jy bly waar jy nou is. Kom ons stap so 'n bietjie verder. Jesus word gekruisig, en die disippels is weg, Petrus is weg, hy kruip ergens weg, want hy voel so skaam, omdat hy Jesus verraai het. Hy het weggehardloop. Jesus word gekruisig, en die vroue versorg hom. En hy staan op, en Maria van Magdala was by die graf gewees, en sy sien die klip is weggerol, en sy sê die engel sê, gaan sê vir die disippels, hy het opgestaan, en gaan sê ook vir Simon Petrus. En sy hardloop na die huis toe waar hulle bly, en sy gaan klop aan die deur, sy sê, maak oop, maak oop, maak oop, maak oop. Hulle sê, wat gaan met jou aan? Hulle sê, sy sê, hy het opgestaan, hulle sê, man, jy praat nonsens, waar kan hy wil opstaan? Hy sê, kom saam na die graf toe, die klip is weggerol, hy lewe. Kom by die graf, en hulle was verwonderd. En Jesus verskyn weer aan hulle. Vir elkeen, tot vir ongelowige Thomas, wat sy vingers in die gate druk. En hy sê, Thomas, vir jou het ek ook opgestaan, Petrus, vir jou, want op jou rots gaan ek my kerk bou, jy gaan die rots wees, waarop die kerk gebou raak. Nou kyk gou, jy sien, Petrus het nou van 'n visserman afgekom, hy het nou al hierdie bediening saam met Jesus deurgestap, hierdie pad gestap saam met hom, hy het hom verraai, hy het weggehardloop, Jesus is gekruisig, hy was nie daar nie, jy sien Jesus toe hy opgestaan het, en die volgende gebeur is waar hulle was op die plek, waar Jesus gaan opvaar na die hemel, en Matteus 8 vers 19, sê die Here vir hom, gaan dan heen, maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Hy maak van hulle 'n kerk, 'n liggaam van Christus. Mense om te gaan uitgaan en ander mense te gaan vertel van die reddingskrag van Jesus Christus. Handelinge 1 vers 3 tot 4. Aan wie hy ook na sy lyding lewend vertoon het deur baie kentekens, terwyl hy gedurende 40 dae aan hulle verskyn het oor die dinge van die koninkryk van God gespreek het. Dis Jesus. En toe hy nog met hulle saam was, het hy hulle bevel gegee om nie van Jerusalem weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte van die Vader wat julle het hy gesê van my gehoor het. Hulle het gewag vir 'n belofte. Handelinge 2 vers 41. En terwyl hulle wag vir die belofte, het daar tonge van vuur op hulle kom sit, en hulle is vervul met die Heilige Gees met die krag. En daai visserman wat geen education gehad het nie, hy het nie 'n graad agter sy naam geskryf nie,
Hy het 3 jaar saam met Jesus gestap. Hy was bang geweest want het Jesus verraai, hy het nie geweet wat hom gebeur nie. Op daardie dag gebeur die volgende, die wat toe sy woord met blydskap aangeneem het, is gedoop. Petrus het opgestaan en gepreek. Hy het gepreek en die evangelie van Jesus Christus verkondig op so 'n manier dat mense verwonderd was. Hulle het gesê, maar hierdie man het geen opleiding nie, hy sit in die tempel nie, waar kom het vandaan dat hierdie man vir ons hierdie boodskap kan bring? Maar hierdie boodskap wat hy bring, spreek hier in ons harte. Dit sê vir ons moet ons lewe met God regmaak, anders gaan ons verlore gaan. Dit sê vir ons moet bekeer en ons laat doop, en dan sal ons die Heilige Gees ontvang, en ons voel in ons gees, ons wil dit doen, en dan staan 3000 manne op wat die dag die Here vind. Broers, vertel julle nog die evangelie van Jesus Christus. Soek julle nog julle krag en julle oorwinning by hom. Weet julle waarheen om te hardloop as tye moeilik raak? Of skuil ons agter baie ander goed? Party van julle is workaholics. Julle werk net. Kom gedaan by die huis, val voor die TV neer, speel bietjie met die remote en gaan slaap. Broers, ek wil vanmôre vir jou ernstig vra. Moenie toelaat dat die vyand jou vang, omdat jy te min Bybel lees en te min bid nie. Jy is die voorbeeld in jou huis. As jy sit en jy's nog nie getroud nie, jy's nog jonk, jy gaan eendag die voorbeeld in jou huis wees. Jou kinders kyk na die pa vir dissipline en vir liefde en 'n voorbeeld van die Here. Dis nie die ma se werkie. Die vrou se werk is om te nurture en te versorg en 'n man te ondersteun. Maar is die man in die huis se werk om op 'n Saterdag aan te sê, "Het julle klere reg, ons gaan môre kerk toe." Dis die man in die huis se werk om môreoggend hulle wakker te maak en te sê, "Staan op, ons gaan kerk toe." Maar ek kry koud, staan op. My pa het in my gedoen en ek is nie vandag spyt nie. Maar dis 'n man se verantwoordelikheid. Dis God se orde. God se orde is dat die mans moet in hierdie land weer moet begin opstaan vir die Here. In baie huise is dit nie die vrouens wat Bybel lees en bid, en dit is nie God se orde nie. Dis 'n man se verantwoordelikheid om jou kinders van die Here te leer. En ek wil vir julle jong mense sê, as jou pa dit nie doen nie, begin jy dit doen. Julle jong manne, vat die Bybel en sê, gaan sit net en lees jou Bybel ergens. Toe boetie of jou sussie of jou ma en jou pa gaan sê, "Wat doen jy?" En sê, "Ek lees die Bybel. Want ek wil eendag die regte man vir my vrou en my kinders wees." As een man in elke huis net uitstaan, imagine, wat gaan in hierdie dorp gebeur? As ons begin op die plek staan, waar ons moet staan, en elke vrou op haar plek gaan staan, waar sy moet staan. Ons kinders gaan wie weet wie God is. Ek wil vir julle 'n video speel van hoekom kinders en ouers saam in 'n kerk moet wees. Speel vir ons asseblief, dankie, Lisa. Why parents should sit with their children in the church. Watch this. Now let me say something here. Some of you won't like this. I'm grateful for our ministries, preschool, children, student, all that's important. If you can only come 1 hour, like one segment at a time, can I tell you what to do? You need to have your kids sitting next to you while you worship God. There is nothing that we're going to teach them in student ministry or children's ministry that is going to be more impactful than them sitting next to you and watching you worship God. They need to hear you sing. They need to watch you pray. They need to hear you say things that are true. We have made a great mistake, and this may be one of the crises in the evangelical church, by telling you to come drop off your kids and let the professionals handle it. Can we say now, that didn't work? I want to be a church where grandparents are singing with their grandchildren. Why? Is dit nie die fout wat ons gemaak het? Sê vir die ouers, kom laai jou kinders aan ons aan hulle kykie. Dis 'n nuwe ding wat ons wil probeer, familiedienste. Kinders en ouers moet saam in die kerk sien. Hulle moet julle sien worship, want hulle volg voorbeelde. Hulle volg nie altyd jou woorde nie, hulle volg jou voorbeeld. Maar ek wil vanmôre vir elke pappa sê, en ek wil die musikante vra my te kom help asseblief, ons gaan vir julle 'n liedjie sing. En ek weet, dis nie altyd maklik om 'n man te wees nie.
Daar's baie dinge wat julle moet verdra, wat julle moet verduur, julle moet vroeg in die oggend opstaan, julle moet gaan werk, julle moet dinge doen wat ons vrouens nie kan of wil doen nie. Julle sit met daai finansies en daai begroting moet klop aan die einde van die maand. Julle het groot krisisse buitekant, julle kom op plekke waar dit nie lekker is vir julle nie, en ons wil vanmôre vir julle liedjie sing, en terwyl ons hierdie liedjie vir julle gaan sing, wil ek vra elke man wat vanmôre sê, sluit my net in by jou gebed, dat julle vir my net in jou stoel sal regop staan, ek gaan julle nie vorentoe roep nie, maar dat jy vanmôre sal erken, Here, as ek nie u woord volg nie, gaan my huis gemors wees. Baie man sê, vandag wat geskei is en wat ongelukkige huwelike het, as hulle opgestaan het vir Jesus, sou dit nie gebeur het nie. Kom ons sing vir julle saam. When all foundations have been shaken, when I'm left standing in the dark, and all I feel is my heart breaking, you still reign and you still God. And when it feels all hope has faded, the heavy questions hit so hard, and though my soul may feel forsaken, you're still reigning, you're still God. Though I can't see what's before me, I know that I can trust your heart, and this one truth will be my story. You're still reigning, you're still God. I will declare that you are with me. The voices whisper that you're not. You'll never leave me nor forsake me, 'cause you still reign and you're still God. Though I can't see what's before me, I know that I can trust your heart, and this one truth will be my story. Yes, it will. You're still reigning, you're still God. Though I can't see what's before me, I know that I can trust your heart, and this one truth will be my story. You're still reigning, you're still God. And when my enemies surround me, I trust the victory of your cross, and fix my eyes upon you, Jesus. For you are God and I am not. You are good and you are faithful, as you have been from the start. You work in all things for your glory. Yes, you do. 'Cause you still reign and you're still God. And though I can't see what's before me, I know that I can trust your heart, and this one truth will be my story. Yes, it will.
You still reign and you're still God. Yes, this one truth will be my story. You still reign and you're still God. Ek gaan vra dat al die mans net vir my gaan opstaan. Ek wil vir julle bid vanoggend. Al die mans staan net vir my op. En ek wil jy moet vanmôre hier wegstap met die wete dat God is nog altyd God vir jou. Nie net vir jou vrou en jou kinders en die pastoor en die gemeente en ander mense nie. God is jou God. En as jy gaan vertrou op hom en jy gaan staat maak op hom en jy gaan bly by hom, gaan God vir jou groot oorwinnings vir jouself eerstens en in jou gesin vir jou gee. Kom ons bid saam en ek wil vra dat almal wat sit, kom ons strek jou hand uit na die man wat die naaste aan jou is en ons dra hierdie manne vanoggend op aan die Here. Hemelvader, U het 'n orde geskep waar U sê Christus, man, vrou en kinders en ons wil vanoggend submit onder daai orde. Ons wil sê Here, U orde is altyd reg, altyd getrou, altyd regverdig en daar kom altyd 'n seën uit U orde uit. En daarom soos ek my hand uitstrek na elke man wat vanmôre in hierdie gebou is, wil ek sê Here, dat U vanoggend by elkeen van hulle sal stil staan. Dat U vanoggend elkeen se hartsbegeerte sal raak sien. Dat U vanoggend dit wat hulle vir mense wegsteek, sal kyk na en sal sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal vir jou rus gee. Here, elke man wat sy gedagtes miskien in 'n warboel is vanoggend, wat sê ek het nie al die planne en die antwoorde nie, maar daar's moeilikheid. Here, neem daai gedagtes gevange onder die Heilige Gees en dat dit vernuwe sal word elke dag, dat hulle besluit sal neem vanoggend, ek sal nie gelykvormig word aan hierdie wêreld nie, maar ek in my huis, soos Josua gesê het, ons sal die Here dien. Dat hierdie manne voorbeelde net in hulle huise sal wees nie, maar in hierdie gemeente, Here, dat hulle sal opstaan en sal sê, Here, wat kan ons vir U doen? Waarby kan ons betrokke raak? Waar wil U ons gebruik? Here, ons moet siele wen, dat hierdie manne op 'n maandag aand sal stroom na die kerk toe, en dat hierdie kerk 'n geruis sal wees, van mense wat bid vir die redding van siele en uit 'n naag. Dankie vir elke man wat U is vanmôre. Ek spreek 'n seën oor hulle uit vanmôre. Ek wil sê, Here, Jabes se gebed, stort U seën op al hierdie mans uit en hulle gesinne. Vergroot hulle grondgebied en weerhou die onheil en die plaag van hulle tente en mag hulle elke dag weet, elke dag al is hulle mans, hulle is seuns van die Allerhoogste God en hulle mag in God se arms in hardloop. Hulle mag vra dat hy hulle drukkie gee. Hulle mag huil op sy skouer. Hulle mag vir die Heilige Gees sê, help my want ek kan nie meer nie, want die Here het hulle lief. Dankie daarvoor in Jesus kosbare naam. Amen en amen. Baie dankie, julle kan vereers julle sitplekke neem. Amilda en Bianca. Ek gaan hulle twee vorentoe roep, hulle gaan vandag vir ons so ietsie spesiaals uitdeel vir die manne. Baie dankie. En julle moet met julle vrouens deel, né? Al die mans staan vir my op asseblief. Elke papa en elke... Al die mans, hulle sien nog nie 'n papa nie, staan op. Al die manne, al die manne, al die manne. Pa, ek wil dankie sê aan pa, my omega en my pilaar. Wie was daar met die eerste tree, om my 'n helpende hand te gee, my van groot mens. As jy jou geskenkie gekry het, kan jy maar sit, dan kan ons weet wie nog moet kry. Baie dankie. Dit was pa. En ek sê dankie pa, al die eer wil ek aan U opdra. U is my anker, ja, my môrester. U is altyd daar. En ek sê dankie pa, dat U my tot hier kom dra.
Ek sê dit 1000 maal. Dankie, Pa. Anna, sit asseblief. Hoe sal een ooit kan bepaal om vir Pa te kon terugbetaal? Geen geld of diamant is genoeg om Pa te vervang of om die plek vol te kan staan van my Pa. En ek sê dankie Pa, al die eer wil ek aan U opdra. U is my anker, ja, my môrester, U is altyd daar. En ek sê dankie Pa, dat U my tot hier kon dra. Ek sê dit 1000 maal. Dankie Pa. Okay familie, nou die belangrikste taak is vir my gegee. Is die enige pappa wat 90 jaar oud is hier by ons? Lionel Rara. Iemand wat 89 is? 88? Anna, nee, is jy nie. 87? 86? 85? 84? 83? Ek sê dit 1000 maal. Moenie jokkie. 82? 81? 80? Nee, jy nie raaitjie. 79. Ja, familie, ons is baie bevoorreg. My man word, ek mag het maar sê, hy word in Augustus word hy 80 jaar oud. Ja, ek sê ook so aan Antoinette, wow. Hy staan nou die oggend staan hy so in sy baadjie aantrek voor die spieël en ek kyk so na hom en die Here sê, ek sê Here, hy moet gaan vlieg Kaap toe, ek sê Here, bewaar hom asseblief. Dat hy terugkom, ek wil nog 80 jaar partytjie hou met hom. En die Here sê vir my, hy is eintlik net 70. Ek sê prys die Here. As die eerste 5 jaar so opwindend was met 'n hartoperasie en 'n knieoperasie en 2 katarakke, wat gaan die volgende 5 jaar nie wees nie? Julle moet ons dophou. Ons is Augustus 5 jaar getroud. So, maar ek wil vanmôre vir elke man sê, onthou dat jy spesiaal is. Moenie dat iemand jou anders vertel nie. En spesiale mans leef die vrugte van die Gees in hulle lewens. Nie die dinge wat God haat nie. En jy moet jouself toets. Dit moenie jou vrou se werk wees om te sê, waarmee is jy besig nie? Die Heilige Gees gaan vir jou sê, leef die vrug van die Gees in jou lewe. Dankie vir elkeen wat vanoggend hier was. Ek gaan net vir die vader van die huis vra om vir ons af te sluit met gebed vanoggend en dan nooi ek julle almal om koffie en tee saam met ons te kom drink en ons sien mekaar volgende Sondag weer. Prys die Here. Hemel Vader, ons sê vanmôre vir U baie dankie vir U wonderlike liefde en U genade. Baie dankie Here dat ons vanmôre hier in ons Pa se sitkamer kon wees en dat ons kon hoor wat U vir die vaders te sê het. Nie net vir die vaders nie Here, maar vir die kerk gepraat vanmôre. En ek is so bly en dankbaar dat die diensmaag getrou is en dat sy luister en hoor wat God vir die gemeente wil sê. Vanmôre kom ek om vir U baie dankie te sê, Here, dat U vir ons goeie vaders en goeie moeders gegee het. En ek wil vanmôre bid, Here, wanneer ons hier vandag, dat U met elkeen van ons sal gaan. Dat U ons voorhoede sal wees,
Dat ons nie agtertoe benoud sal kyk nie. Dat ons nie links of regs benoud gaan kyk in hierdie week nie. Maar dat ons gaan opkyk van waar ons hulp vandaan kom. Dankie Here, ek bid vanmôre dat U ons ryklik sal seën. Dat U elke persoon vanmôre, elke broeder, elke suster, elke kind wat eksamen skryf, dat U hulle verstand sal verhelder, dat U hulle sal behoed en bewaar, en dat U hulle sal styf vashou teen U. Baie dankie vir die mooi boodskap. Ek bid Here, laat die Heilige Gees die naprediker wees, en dat ons dit sal doen, soos wat die Bybel sê. Vandag ons met die liefde gaan met ons, en ons bid dit alles om Jesus ontwil. Amen en amen.